Welkom by die week se AMT FFG Ekonomie en Risiko-oorsig. Ons gesels met Waldo oor brandstofpryse en onsekerheid in die wêreldekonomie. Dan gesels ons met Pieter van FFG oor watter bakkies nou gesteel word en hoe jy dit moet hanteer en bestuur. Moontlik gemaak deur FFG. Die rand versterk na R17.82 per Amerikaanse dollar, staan op R20.36 teenoor die euro, R24.10 teenoor die Britse pond en op R11.51 teenoor Australiese dollar. Die Brent olieprys bly sywaarts op $64.82 per vat. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat ons markte nou beïnvloed. Ja, ons sien baie onsekerheid wat natuurlik graanpryse en vraag oor die algemeen wêreldwyd demp en ons gesels weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit. Waldo, kom ons begin by die ou vraag, wisselkoerse op of af en oliepryse op of af. Johnny, ek gaan raai die wisselkoers dalk 'n knertjie sterker. Dit is 17.85 daar rond op die oomblik, miskien 'n bietjie sterker. Mens moet nou by sê daar's ekonomiese groeisyfers uit hierdie week wat nie goed gaan lyk nie. So dalk 'n bietjie swakker. Ja. Maar ek dink nie fundamenteel anders as wat ons op die oomblik sien nie. Olieprys lê ook nou net so bo, net so onder $65. Geen redes om daar 'n groot skuif te sien nie. So ek dink, kom ons sê sywaarts. Ja. Vir beide van hulle. Vir beide van hulle. In elk geval. Wel, ons het dan goeie nuus gehad laasweek. Ek en jy sien dit as natuurlik as goeie nuus met die repo-koers wat gedaal het. Is dit nie iets wat eintlik vir ons die wisselkoers moes laat verswak het nie? Tipies verwag mense dat die wisselkoers 'n bietjie swakker is na so repo-koers sny. En eintlik het hy Vrydag so effens verswak, maar toe gister en vanoggend alweer daai verskil opgemaak. So ek dink die markte was nie verbaas nie. Hulle het verwag daar kom 'n sny en ek is bly ons was reg gewees. Ja. 'n Goeie nuus vir die verbruiker en ek dink dit is omtrent waar groei moet vandaan kom in die ekonomie op die oomblik is eerste die verbruiker. Investering, uitvoer, daar's baie onsekerheid rondom dit. Jy praat nou so van onsekerheid. Ek het spesifiek in hierdie week se graan video, het ek nou 'n bietjie gaan kyk na 2020, 2021, toe die fondse sterk in die graanmarkte was en die markte het soveel sterker opwaarts en afwaarts beweeg omdat daai vraagelement sterker van die fondse was. Ek dink daai tyd was daar baie meer sekerheid in die markte gewees in vergelyking met nou. En die fondse wat nou half baie korter is as wat hulle daai tyd was. Sien ons dit in die groter ekonomie ook, hierdie onsekerheid rondom Trump, China, wêreldwyd wat ons baie meer onsekerheid sien? Verseker Johnny, ek dink dit is moeilik vir groot fondsbestuurders van enige aard om vas te hou aan enige tipe bate, want waarde is nou moeiliker om te bepaal as 'n paar maande gelede en jy sien dit veral in die effektemarkte. Almal het gedink Amerikaanse staatseffekte is die veiligste belegging ooit. En dit daar's nou 'n bietjie twyfel. Dit is nog ver van 'n krisis af, maar daar is nou twyfel wat maak dat hulle opbrengskoerse bietjie hoër is en in Japan was daar vir lank geen inflasie nie. En hulle het nou na jare, ek dink na iets soos 30 jaar het hulle nominale BBP groei en 'n klein bietjie inflasie. Maar dit verander die hele spel rondom leen goedkoop geld in Japan, belê dit op in ander lande in die wêreld waar daar hoë rentekoerse is. Dit werk ook nou nie meer so nie. So die fondsbestuurders wat eintlik groot geword het in hierdie spel met Japan, hulle weet ook nie wat om te doen nie. So almal sit op hulle geld en die gevolg is wat jy sien. Baie swakker vraag na bates wat andersins sinvol gehou sou kon word. Ja. Jy sien, en dit is al frustrasie. Sien ons dat dit binnekort kan verander, waartoe gaan dit? Ek dink dit gaan help as die Amerikaners se begrotingsproses klaar is. Want daar's nou voorstelle, teenvoorstelle, baie goed in die lig. So ek dink as daar 'n bietjie meer duidelikheid oor dit is, gaan ten minste hulle effektemark gaan beter lyk. En ek dink die spelers gaan aanpas by wat in Japan aan die gang is. Dis 'n nuwe bedeling. So en ten minste in Suid-Afrika dink ek bied ons nog steeds baie goeie opbrengste vir enigiemand wat of in effekte of in die beurs belê. So in ons kan dink ek is dit is ook hoekom ons die effens sterker rand sien. Maar is dit hoekom ons dalk nie 'n groter sny in die repo-koers gesien het?
Dis deel van die storie. Ek dink die Reservebank is maar bang daar kom dalk ergens bietjie van 'n oplewing of in kostes of in vraag, maar ek dink dit het ook te doen met hulle gedagtes rondom 'n laer teikenband. Ja, natuurlik. Maar dis 'n video vir 'n volgende keer. Ek het 'n artikel wat ek eers moet lees. Hulle het nou 'n stuk navorsing uit wat hulle 'n simulasie doen en sê maar as die teiken 3% was, hoe lyk die rentekoerspad? Maar ek sal mooi gaan deurlees en praat ons op 'n ander dag daaroor. Ons kan dalk volgende week bietjie daar gesels. Dit sal baie interessant wees as ons teiken 3% is, want dan gaan dit noodwendig gesê het ons behoort nie nou te gesny het nie. Dis die groot ding is hoe lyk die aanpassingspad van rentekoerse as jy 'n ander teiken het. Maar hoekom sal hulle die teiken laer aanpas? Die gedagte is eintlik maar die laer teiken hou inflasie in bedwang, hou die wisselkoers sterker, meer stabiel en op daai manier kan jy jou lang rentekoerse waarteen die staat leen ensovoorts ook stadig gaan afbring. So dis die logika daar agter en ek dink daar's genoeg credit rating en al daai tipe goed positief beïnvloed. Daar's goeie redes om dit te doen. Die vraag is eintlik wil ons nou daai pyn vat of wanneer? Maar met dis duidelik die bank is besig om te posisioneer vir 'n verandering in die teiken. Waldo, jy het vinnig genoem van ons kan dalk so 'n bietjie verligting kry of in terme van brandstofpryse. Dis nou die brandstofheffing is nou op. Ons weet in die begroting uit is daar op 15-16 sent by per liter en die gelukkig vir ons nou op die oomblik is die rand nou relatief sterk teenoor wat hy was in die vorige maand. Die oliepryse is omtrent min of meer op dieselfde plek, bietjie sterker, bietjie swakker. So die kans dat ons ook 'n basiese prysverhoging gaan sien lyk klein. So of sywaarts of dalk selfs 'n bietjie laer. Maar ek weet dis nog 'n hele maand om te gaan, so daar's nog genoeg kans om weer daaroor te praat. Maar ek dink die vooruitsigte vir die twee groot drywers van die brandstofprys, die wisselkoers en die olieprys, lyk eintlik asof dit darm nie die uiteindelike brandstofprys baie gaan druk nie en dalk die effek van die belasting sal kanselleer. Dit's baie goeie nuus vir ons produsente daar buite. Soos ons natuurlik beplanning vir die volgende seisoen ook met somergraan begin doen. Ek wil gou vinnig 'n laaste vraag in terme van onsekerheid met die Trump-tariewe, daai tipe goed. Wat is die nuutste nuus wat nou daar uitkom? Sy tariewe is toe nou deur 'n hof tersyde gestel. Hy het nou geappeleer en dit klink asof hy nog weer op die kant daarvan kwaad is vir die Europese Unie, weer moeilikheid wil hê met China. Dinge is maar onstabiel. Dit skep onsekerheid, ja. Absoluut. So as jy nou 'n langtermynsiening moet vat oor enigiets wat moet in of uitgevoer word, is dit moeilik want jy weet nie hoe gaan daai tariewe lyk oor 'n dag of 'n week of 'n maand nie. Ja, en dit weens ons het soos ons gepraat het, die onsekerheid skep ongelukkig negatiewe dit spoel oor na ander mark. Ja. Nie verseker en ons moet my gevoel is mens meer sekerheid kry dat ons meer belegging kan kry en dit is weer eens daai sneeubal effek wat ons het van werkskepping, inkomste generering, al daai tipe goed wat dan positief beïnvloed word. Dit is regtig wat ons graag wil hê. Dit sou wonderlik wees vir die ekonomie. En Johnny, ek kan ook gou vir jou luisteraars sê, ek het nou 'n nuwe projek aan die gang. Daar's binnekort 'n nasionale dialoog, Thabo Mbeki Stichting, waar klomp mense saamkry om te praat oor wat is die toekoms van Suid-Afrika, wat se beleid moet ons maak ensovoorts. Maar ek het nou nog nie uitnodiging gekry nie. Toe besluit ek Hier's op binnekort. Ek gaan sommer my eie blog begin. Dis uit op die internet, daar's 'n Facebook groep Econ Dialogue. Mense kan Afrikaans of Engels daar, maar ek praat bietjie oor hierdie vraagstukke. Wat dryf groei? Wat gaan vir beleggers sekerheid bring? Sodat die dag as 1000 ouens by Nasrek by mekaar kom, dan is ons daarmee 'n paar duisend op die internet wat al begin skree het. So dis die gedagte, mense kan gerus daar gaan kyk, is econdialogue.blog. Ek sal die skakel vir almal insit in die beskrywing onderaan, so maak seker jy gaan klik daar is baie interessante besprekings wat Prof Waldo natuurlik daar doen. Maar baie dankie vir jou tyd en dan gesels ons weer volgende week verder. Dankie Johnny. Okay. Ons gesels hierdie week met Pieter Sieberhagen van FFG wat bietjie met hulle korttermynversekering werk. Baie welkom ons Pieter. Baie dankie Johnny, lekker om te wees. Pieter, ons boere ry bakkies. Ons weet hierdie bakkies word baie gesteel, baie gekaap die laaste tyd. Hoe sal jy hierdie risiko, wat 'n groot risiko vir ons boere is, bestuur? Johnny, dit is 'n groot probleem. Ons boere ry bakkies, dit is ongelukkig op daai lys. Ek dink jy sien net bakkies nie. Ons moet nou kyk na die nutsvoertuie wat hulle ook ry. Maar dit is 'n verskriklike groot probleem op hierdie stadium. As jy na statistiek gaan kyk, wat ons getrek het, gaan kyk het na
van ons topfabrikate, ek dink ons kan hulle maar noem, almal weet dit, ons kyk na ons Toyotas, ons Fords, ons Isuzus, daai tipe voertuie. Dit maak 50% van die top 10 lys uit. Maak dit uit, is hierdie bakkies en NIS voertuie wat nou absoluut geteken word. Nie het geteken in terme van diefstal nie, maar ook in terme van kapings. En dit stel 'n sekere risiko daar. Dis nie net 'n risiko vir jou as die individu of die boer wat hierdie voertuig nou gesteel gaan word nie. Jy moet dink aan die finansiële implikasie na dit. So voertuig moet outomaties dan korrek verseker word. En een van daai vereistes wat ingestel is deur die versekeraars, en dit is reg deur die bank by meeste versekeraars, is dit daar 'n opsporingsstelsel geïnstalleer moet word in hierdie getekende voertuie. Selfs tot en met 2, waarvan een dan nou 'n vroeë waarskuwingseenheid moet wees. So dit is iets wat ons moet oplet. Ek meen daai goed moet ongelukkig voldoen word aan, en my voorstel sal wees, praat met jou makelaar. Kyk, is jou voertuig op daai lys? Moet hy geïnstalleer word? En neem hy inisiatief baie keer self en kontak jou makelaar en maak seker daai is geïnstalleer in jou voertuig. Pieter, ek het nou ek ry self 'n Fortuner en ek en jy het voor die opname gepraat dat ek moet 2 opsporings, maar ek het net 1 byvoorbeeld in my bakkie. Wat sal jy voorstel, want party van die versekeraars sê 1, party sê 2, weer eens gaan hulle nie uitbetaal nie, en onder watter omstandighede het jy al gesien dat hulle byvoorbeeld nie uitbetaal nie, dat hulle van die versekeraars dalk bietjie moeilik is? Ek gaan eers jou tweede deel van jou vraag antwoord, ek dink om konteks te gee, maar ons sien dit, dat sekere van ons versekeraars sê, dit is hulle beleid, en dit is so in hulle versekeringskontrak geskryf, dat hulle nie uitbetaal nie. As jy nie voldoen aan die vereistes nie, betaal hulle bloot nie uit nie, as daar 'n insident sou gebeur. Ander versekeraars het 'n tipe mening daaroor, wat sê ons het 'n verhoogde bybetaling, maar daai bybetaling raak 'n probleem, en dit is 'n groot finansiële implikasie op enige persoon. Ek meen, of dit nou geen uitbetaal is nie, is die slegste geval, maar verhoogde bybetaling het ook 'n groot probleem. In terme van die eerste deel van jou vraag, wat jy sê 1 of 2, my wenk sal wees, sit 2 in, van die begin af. Gewoonlik in elk geval met hierdie opsporingsstelsels, die maatskappye wat dit installeer, is gelukkig ook, hulle is baie tegemoetkomend op die tweede stelsel, so is 'n baie klein koste implikasie, en my wenk sal wees, praat met jou makelaar ook, want meeste van die topversekeraars gee vir jou in elk geval korting op jou premie as jy voldoen aan hierdie vereistes. So daar is dan nie 'n groot finansiële implikasie op jou as jy daai net kan installeer nie. En ons het so 'n geval gehad. Ek het nog nie 'n geval gehad wat een van my kliënte 'n voertuig gesteel het wat hulle nie uitbetaal nie, maar ek het al wel 'n paar gehad wat wel 'n verhoogde bybetaling moes betaal. En dit raak 'n astronomiese bedrag as jy kyk wat kos ons voertuie deesdae. Ja, en in 1 week kan jou kar gesteel word, ander een gestamp word, en dan kanselleer hulle sommer net jou versekering op daai plek. Dit is presies dit. Dit is 'n probleem wat gebeur, en ek bedoel, mense dink altyd dit sal nie met my gebeur nie. Ek het 'n maand of 3 terug het 'n kliënt van my splinternuwe bakkie gekoop, en hy het hom letterlik as gesteel aangemeld, my voordat daai bakkie nog sy nommerplate gekry het. So dit gebeur. Ja. Mens dink altyd ek sal later daarby uitkom, ek sal nog my opsporingsstelsel insit. Daai bakkie het nog eers plate opgehad, het sy klaar gesteel. Baie dankie Pieter, is baie insiggewend gewees. Maak seker jy praat met jou makelaar of kontak sommer vir Pieter as jy wil meer weet oor hoe om hierdie risiko te bestuur, wat verseker vir ons landbouers nou 'n groot risiko is, of jy nou 'n Fortuner ry of jy 'n Ranger ry of jy Isuzu ry. Dit is vir ons almal maar groot risiko op die oomblik, en baie dankie Pieter. Dankie vir jou tyd, John. Dankie. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir meer inligting. Al die skakels na ons sosiale media platforms is ook in die beskrywing onderaan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur FFG. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.